gaan nou saam verklaar dat ons se naam sê verhoor, ons sê saam bid vir die seën van die Here. En direk daarna sal ons saam in Psalm 128 daarvan vers 1, vers 3 en vers 4. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here alleen wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in alle ewigheid en wat nooit die werk met sy hande laat vaar nie. Maar die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees wees met ons almal. Amen. Luister nou saam na die wil van die Here uit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor jou aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld
of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou vir hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid van duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie op straf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou dienstmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae gelei mag word in die land van die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En sing nou in antwoord op die wet van God saam met Psalm 25, vers 4 en 5. In vers 5 sing ons uit die wet en die wil van die Here. Ja, God se weg is goedheid, klaarheid, en sy weg altyd getrou vir die wandel in sy waarheid en op sy beloftes bou. Wil my dan die naam vereer, al my sondes word vergewe, want ek het teen U, o Heer, swaar en menig al ons weet. Ons sing saam Psalm 25, vers 4 en 5, en daarna met ons saam.
dankie dat ons as die kinders vir U mag kom, met die wete dat U na ons luister. U is waarlik goed in al U hande. Die pad is alleen maar reg. En in grond van U genade alleen maak U ons wat sondaars is en U weg kan hou. U is almagtig. U is die alleroorvloedigste bron van alles wat goed is. U is regverdig, heilig, genadig. Wanneer ons voor U staan en iets van U grootheid sien, dan staan ons in verwondering vir U. Ons kan die grootheid nie bevat nie. Ons gedagtes is te klein. En toch, Vader, toch maak U self aan ons bekend. Toch kan ons U ken met U woordheid. Ons kan weet wat U wil vir ons lewens is. So het ons net geluister na U wet. Die wet waarin U ons duidelik maak wat U wil is en hoe U gedien wil word. En U wet is vir ons goed. Dit is goed vir ons om hieraan gehoorsaam te wees. U gee lewe en daarom sê U ons mag nie doodstaan nie. U gee vir ons soveel dinge om U te dien en daarom hoef ons nie ander dinge te begeer nie. En daarom bid ons dat ons toch na U wet sal luister. Dat ons die goedheid wat U vir ons gee daarin sal vind om U te dien. Toch bely ons Vader, ons is elkeen so vol van gebreke. Ons het dit ook net gesing. Ons het swaar teen U gesondig. En toch lei U ons as sondaars op U weg. Alleen op grond van U seun, ons Here Jesus Christus. En daarom kan ons vanoggend hier by mekaar wees, saam as broers en susters, as families, as een groot kerkfamilie, ook met ons groot kerkfamilie reg oor alle eeue en tye wat saam een geloof bely. U gee 'n wonderlike gemeenskap op mekaar. U gee toch dat ons uit die gemeenskap met U sal lewe. Ons bid dat U nou met ons in hierdie kerkdiens sal wees. Maak U woord vir ons oop, dat ons U grootheid duidelik hieruit sal sien. En gee dat ons eie begeertes en ons eie soeke sal omvorm na die waarheid van U woord. Dat ons nie onsself bo U woord sal stel nie, maar dat ons U bo alles in ons lewe sal stel. Gee dat ons harte sal oop lê om onsself te ondersoek, selfs die diepste plekke waar soveel seer en soveel donkerte is. Met onsself kan ons dit nie doen nie, en daarom bid ons dat U ons sal lei deur U Gees. Die Gees wat kragtig is en lewend maak. Gee dat ons uit sy krag ook nou so mag luister na U woord. Ons bid dit in Christus se naam alleen. Want aan U kom toe die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Met die oog op die woordbediening sing ons nou saam met Psalm 32 daarvan vers 2 en 3 en dan luister ons saam na die woord van die Here. Amen.
geslagtregister van ons Here Jesus Christus en ons fokus in besonder op die vroue wat in die geslagtregister genoem word. Ons het reeds stilgestaan by Tamar en verlede week by Rahab en vanoggend luister ons na die verkondiging vanuit Matteus 1 vers 5 se tweede deel. En Boas was die vader van Obed by Rut. En Boas was die vader van Obed by Rut. In verband met Rut, lees ons van die boek wat genoem is, die Ou Testament Rut. Ons gaan nie die hele boek lees nie, net die begin en die einde daarvan. Ons lees saam Rut 1 vers 1 tot 6 en dan Rut 4 vers 13 tot 22. Rut 1 vers 1 tot 6. En in die dae toe die rigters geregeer het, was daar hongersnood in die land. Daarom het 'n man uit Bethlehem Juda weggetrek om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab, hy en sy vrou en sy 2 seuns. En die naam van die man was Elimelech, en die naam van sy vrou Naomi, en die naam van sy 2 seuns Mahlon en Chilion. Efratiete uit Bethlehem Juda, en hulle het gekom in die veld van Moab en daar verbly. En Elimelech, die man van Naomi, het gesterwe, maar sy met haar 2 seuns het oorgebly. En hulle het vir 'n Moabitiese vroue geneem. Die naam van die een was Orpa en die naam van die ander Rut. En hulle het daar omtrent 10 jaar gebly. En toe Mahlon en Chilion albei sterwe en die vrou sonder haar 2 seuns en haar man oorbly, het sy haar gereed gemaak met haar skoondogters en teruggegaan in die veld van Moab. Want sy het in die veld van Moab gehoor dat die Here op sy volk afgegee het deur aan hulle dood te gee. Ons lees tot sover in Rut 1. Verder volg die vertelling van Rut wat deel word van Israel en Boas wat daar optree as 'n losser. Maar lees ons ook in Rut 4 van Boas wat met Rut trou. En dan vanaf vers 13 lees ons verder. Rut 4 vers 13. So het Boas dan Rut geneem en sy het sy vrou geword. En hy het daar ingegaan en die Here het vir haar swangerskap gegee en sy het 'n seun gehad. Toe sê die vroue vir Naomi, geloof sy die Here wat aan jou vandag verlos het, nie laat ontbreek het nie, en mag sy naam in Israel genoem word. Hy sal vir jou een wees wat jou siel verkoop en jou vrysheid versorg, want jou skoondogter wat jou liefhet, het hom gebaar, sy wat vir jou meer werd is as 7 seuns. En Naomi het die kind geneem en op haar skoot gesit, en sy het sy pleegmoeder geword. En die buurvroue het hom 'n naam gegee en gesê, vir Naomi is 'n seun gebore, en hulle het hom genoem Obed. Hy was die vader van Isaï, die vader van Dawid. En dit is die stamboom van Peres. Peres was die vader van Hesron, en Hesron die vader van Ram, en Ram van Aminadab, en Aminadab van Nachson, en Nachson van Salma, en Salmon van Boas, en Boas van Obed, en Obed van Isaï, en Isaï van Dawid. In verband met die geslagtregister hoor ons dan ook Matteus 1 vers 5, en Boas was die vader van Obed by Rut. Geliefde broers en susters, soos ons nou net gesê het, is dit die derde vrou wie se naam in die geslagtregister van ons Here Jesus Christus opgeneem word. Sy word eintlik in een asem met Rahab genoem. Salmon is die vader van Boas by Rahab en Boas die vader van Obed by Rut. Dit is Matteus 1 vers 5. Rahab is Rut se skoonma, Rut se tweede skoonma. Naomi was Rut se eerste skoonma gewees. En tussen Rut en haar skoonma Rahab is daar duidelike ooreenkomste. Albei van hulle word op 'n wonderbaarlike manier uit die donker eiendom uitgegryp en op die vaste grond van God se verbond geplaas. Albei word uit ander volke deel van die volk Israel. Verder word albei van hierdie vroue Rahab
En tog, saam met die duidelike ooreenkomste tussen Rahab en Rut, is daar ook kenmerkende verskille. Elkeen neem 'n unieke plek in die stamboom van Jesus Christus, ons verlosser. En so let ons vanoggend in aansluiting by alles wat ons met Tamar en Rahab gehoor het, op Rut se plek in die geslagte van ons Here Jesus Christus. Uit die lewensverhaal van Rut word vir ons gewys op verlorenheid sonder Christus, op verlossing deur Christus en op verbind wees aan Jesus Christus. Verlorenheid sonder, verlossing deur en verbind wees aan Jesus Christus. Die tyd waarin die geskiedenis van Rut afspeel, is donker. Heel aan die begin van Rut lees ons rigters regeer van tyd tot tyd. Daar is geen koning in Israel nie. Elkeen doen wat reg is in sy eie oë. En die gevolge hiervan is verskriklik. Jou huis en jou eiendom is nie veilig nie. Mense word in groot getalle vermoor. Dit lees ons in Rigters 20. Die samelewing stort in blye. Die ergste van die rigtertyd is dat die volk van God glad nie meer in die wil van God leef nie. Israel is nog maar 'n paar jaar in die beloofde land Kanaan en dan begin hulle reeds op die Kanaanitiese afgode te aanbid. Dit is geen wonder dat God oor hierdie volk toornig kry. Sy eiendomsvolk het hom verlaat, daarom dat die Here die volk oorgee in die hande van vyande, heidense vyande. Die heidene val die land in, hulle plunder die land, al die koes wat Israel oor die jaar versamel, kom die heidense volk en vat dit vir hulle self, en elke jaar kom hulle maar net weer terug. Vir Israel self, bly daar min oor om vanaf te weet. Die ongehoorsame volk staan hongersnood in die oog. En in dit alles, moet ons sien hoe die Here besig is. Dit is die Here wat ook deur hierdie hongersnood werk en praat. Hy tugtig sy volk. Die Here roep sy volk dat hulle moet bekeer. Maar, nou lees ons heel aan die begin van Rut, dat die hongersnood die oorsaak was dat 'n man uit Bethlehem Juda vertrek om as vreemdeling te gaan woon in Moab. Op die oog af het Jeremia genoeg rede om te vertrek. Vir sy gesin is daar geen toekoms nie. Kos is skaars, inkomste is min. Vir sy 2 seuns is daar blykbaar geen werkgeleentheid nie. Niks om na uit te sien nie, geen ideale om na te streef nie. Daar is dus net een uitkomstans, so lyk dit vir Jeremia. Gee vir 'n tyd aan pad. Jeremia beplan nie om permanent te emigreer. Die skrif sê uitdruklik dat hy wegtrek om as vreemdeling in Moab te gaan woon. Hy wil net 'n rukkie wegkom van die druk binne Israel en dan sal hy weer terugkeer na die land van Israel toe. En broers en susters, doen talle mense nie presies dit vandag nie. Dan moet ons eers noodwendig dink aan mense wat uit Suid-Afrika mense druk hier emigreer of mense wat vir 'n tyd lang elders gaan woon. Dink aan dit wat mense in hulle eie persoonlike lewens doen om aan die druk van 'n gegewe situasie te ontsnap. 'n Mens neig om te onttrek wanneer die vuur warm raak. Ons wil eenkant staan as die druk hoog word. Ons kan dit in ons eie lewe sien. Jeremia se immigrasie is tekenend van waar mense se eie op het. In die oog van die Here is dit egter totaal verkeerd. Eintlik het sake al jare tevore geskep by Jeremia. Dit het al geskep toe Jeremia en Naomi se 2 seuns gebore is, het hy vir hulle name gegee. Jeremia se eie naam beteken, my God is koning. Sy naam getuig daarvan dat sy ouers bevreesende mense is, gelowige ouers, wat erken het God is koning oor alle dinge. Maar van geloof in God as koning is dat by Jeremia self in te sien. Hy noem sy seuns Maglon en Giljon, vreemde naam. Maglon beteken wegkwyt, Giljon, siekte. Die name vertel alles van Jeremia en Naomi se hartsingesteldheid. Hulle meen dat God hulle in die moeilike rigtertyd nie in die lewe kan hou. Hulle sien geen uitkoms nie. Jeremia se
huis van brood. Die naam van die dorp getuig van oorvloed. Natuurlik, want Bethlehem lê op die verbondsreg van God. Daar regeer, daar sorg die Here. Daar geld die belofte dat die land sal oorloop van melk en van honing. Maar nou, hongersnood. Bethlehem, die huis van brood, is soos alle ander dorpe in Kanaan in 'n krisis gekom. En weer eens, broers en susters, hierdie kritiese hongersnood is geen toeval nie. Dit is God wat daarin werk. En dit weet hierdie mede baie goed. Die Here praat hard en hy praat voelbaar met sy volk bepaal. Saam met sy mede-Israeliete moet julle mede bekeer van sy eie willigheid en twyfel en ongeloof. Maar wat doen julle mede as die Here so hard praat? Hy loop weg. Hy vlug van die Here. Hy sondig verder deur met sy dade te ontken dat hy verkeerd is. Dit is nou hier, broers en susters, wat die skoen baie seer kan ons druk. As alles goed gaan, is dit gemaklik om die Here te doen. Maar as sodra dinge begin skeef word, dan verander die prentjie drasties. As daar vermaan word, werk dit aggressie en opstand op. Dan is die wedergelowiges wat jou vermaan skielik 'n skool skynheilig is wat saamvlieg en wat nie liefde openbaar. Dan is die kerkraad 'n lot boosdoeners wat nie in die posisie is om die eerste klip op te tel. Bekering? Nee. Lees al in die Bybel, later glad nie meer, kom nie meer in die eredienste nie. Ywer nie meer vir die gemeenskap van die heiliges nie. Bedank die kerk. Leef in die donker van sonde voort en dit word al donkerder en donkerder. Vermy God en sy amptenaars word oor alles in die lewe net negatief. En so verlaat jy die middag Bethlehem, die huis van brood waar die Here met sy hongersnood tugtig. Op sigself is dit reeds baie erg. Maar broers en susters, ek sit meer in as net wegvlug van die Here se tugting. Bethlehem word baie jare later die geboorteplek van ons Here Jesus Christus, die beloofde Messias. En kyk nou wat gebeur. Julle weet verlaat die geboorteplek van sy verlosser wat sal kom. Sy soektocht na brood, dryf hom uit Bethlehem uit. Dit dryf hom uit die huis waar die lewende brood gebore sal word. Julle weet draai sake in die lewe radikaal om. Eers brood van meel en dan brood van meel. Eers lewensonderhoud, kos, klere, werk, huis en dan diens aan God. Eers ekonomiese oorlewing en dan lewe by God. Deur die Here se Messias verwagting binne die verbond word verskuif na 'n broodverwagting buite die verbond. En nou word die lyn weer eens skerp weergekry. Eers oortyd werk teen goeie betaling, eers naweek wegtrek, eers oorleef in malle gejaag van 'n besigheid en 'n veel eisende wêreld. En dan, as daar tyd en energie en geld oor is, dan dink aan die Here. Huisdiens, erediens, persoonlike skrifstudie, gemeenskap van gelowiges, offergawes uit dankbaarheid. En nie sonder rede nie, die kalk is in die put, geld praat, die werk druk, 'n wegbreekans is nodig in die vierdaagse lewe. Hierdie medische saak het ook op die oppervlak gesien meriete bevat, die hongersnood na, hy moet uit ons kry. Maar intussen by sy Godgegewe plek leef, daar waar die brood van lewe uitgedeel word, daar skitter die meerheid in sy afwesigheid. Hoe sal daar rus kom, as ons nie die rus elke Sondag aan Christus hier in die erediens vind? Hoe sal ons versadig word, as ons nie die brood van die lewe elke keer hier in die erediens eet en ook by ons huise, in ons eie tyd? Hoe sal ons voorspoedig in die lewe ingaan, as ons nie met die seën van God hier weggaan nie? Terwille van oorlewing, vertrek hierdie mede na Moab. Moab van alle plekke. Toe Israel uit Egypte uit opgetrek het, wou Moab geen water en brood aan hulle
verskaf nie. Ons lees dit in Deuteronomium 23. Toe Israel verder in Kanaan intrek, laat die Moabitiese koning Balak vir Biliam die toorhof kom om Israel te vervloek. Numeri 22. En juist in hierdie vyandige land soek Jeremia sy ekonomiese heelkoning. Wel die mooi voorneme dat hy die Here sal bly dien, maar wat bly daarvan ook? Die verloop van die gebeure leer ons dat Jeremia kan bly. Sy seuns burger in, hulle word eintlik maar self Babite. Dit is die gevaar van verleiding, broers en susters. Die bedoelings kan aanvanklik hoe goed wees of hoe goed lyk. Vreemdeling wees, jou eie aard en godsdienst probeer bewaar tussen die heidene, finansiëel opgang maak en op die been kom, vinnig gekom geld verdien, jouself bewys, vir 'n kort tyd die diens aan die Here mis, en dan weer terugkom na die Here toe, kerk toe, geloof toe. Dit werk nie. Vir Jeremia het die gevaar van die heidendom gou baie duidelik. Hy soek sy lewe buite Bethlehem, buite die land, buite die verbond van God en buite sy verlossing. En God weet Jeremia se soek aan sy verbondswet. Daar staan in Deuteronomium 23 baie uitdruklik geskryf: jy mag Moab se vrede en geluk vir ewig besoek. God weet regverdig. Jeremia is sterk in Moab. Hierdie sterk lyn van die verbondswet ignoreer God self. En die God ignoreer sterk gewisse dood. En Naomi, Jeremia se vrou, wat doen sy vir van hierdie omstandighede? Om sy tot inkeer, herken sy in haar man se dood die tugtigende hand van die Here? Jammerlik genoeg nie. Die volgende wat ons lees, is dat daar 2 seuns in Moab getrou met Moabitiese vroue. Mahlon en Chilion leer niks uit hulle pa se dood en hulle burger net verder in die heidense volk in. Teen die uitdruklike wil van die Here volg hulle eie opdrag. Hulle loop verder in hulle pa se valspoor. Hulle ignoreer die skerp lyn van God se verbondswet. Ook hulle is toekoms buite God. En ook hulle sterk. Die prent word al donkerder, geliefdes. Jeremia, Mahlon en Chilion sterf almal kinderloos in 'n vreemde land. Hulle word buite die beloofde land begrawe. En lyk hierdie weer die testament vir ons. Wie in die wêreld leef, hy sal ook in die wêreld sterf. Die tugtigende hand van die Here word afsaam wie ekonomiese voorspoed en enigiets buite Christus soek. Wie 'n huwelik buite die Here sluit, kan geen seën ontvang nie. Saamgevat, buite Christus is daar geen lewe, alleen verloren. Maar nou, die lewensgeskiedenis van Rut eindig nie by verloring. Die boek stop nie by Hosea 1 vers 16. Die lewensgeskiedenis van Rut laat ons ook die ander kant sien. Verlossing deur Jesus Christus, die komende Messias. Menslik gesproke was dat vir Naomi geen lewenssin meer voor nie. Watter toekoms het 'n vrou wie se man en kinders almal gesterf het? Sy is ook nog beide in 'n vreemde land. Wat het sy dood? Die draad is afgebreek van die menslikheid. Maar nou, broers en susters, let op waarmee die troue verbonds God besig is. Let op wat hy doen, ook in sondige mense se lewens. Dit in vers 6. Toe Naomi sonder haar man en 2 seuns in die heideland oorbly, het sy gebid dat die Here op sy volk ag gegee het. God gee opnuut brood in Bethlehem. So roep hy vir Naomi uit Moab en terug Kanaan toe, terug kerk toe, huis toe. En dan trek Naomi terug na die land van die belofte waar God onder sy volk woon. Uiteindelik word dit vir Naomi duidelik na baie tyd. Buite die verbond met God is daar geen geluk en geen saligheid te vind nie. Daar is slegs een pad van verlossing, die pad van Jesus Christus, wat elke Sondag hier in die kerk onderkom. En Rut, haar
skoondogter werk saam. Op die grens tussen Moab en Kanaan lê dit belydenis van haar geloof in God. U volk is my volk, u God is my God. Waar u sterf, daar sal ek sterf en begrawe word. 'n aangrypende geloofsbelydenis van Rut. Binne Kanaan word van hierdie belydenis ontvang. Sy word opgeneem in die verbondsvolk van Israel. Sy word 'n lidmaat van die Ou Testamentiese kerk. So word sy ook ons suster in die geloof. Ongelooflik. Rut, die Moabitiese. Rut, die heidin. Sy word deel van Israel. Net soos Tamar in die dae van Juda en net soos Rahab, die hoer van Jericho. So bewerk God verlossing. Die pad na Pinkster word al in die Ou Testament reguit gemaak. Hier en daar word heidene in die verbondsvolk van God opgeneem. Vanaf Pinkster sal die verlossingswerk van Jesus Christus onder alle volke en tale uitgepassein word. Dat Rut in Israel beleef wat verlossing is, daarvan getuig die heerlike inhoud van die hele boek wat daar vernoem is. Menslik gesproke, lyk alles so uitsigloos vir die nuwe kerk. Maar kyk, hoe die Here stukkie vir stukkie voorsien. God beskik in die persoon van Boas, 'n verlosser. Boas, die godvreesende boer, die seun van Rahab. Hy staan by sy beginsels in die donker ligtertyd. Boas ontferm oor dit en oor Naomi en oor die komende nageslag. Deur middel van Boas beskik God verlossing. Verlossing van werkloosheid, dakloosheid, daaglikse honger en kommer, maar te meer nog verlossing van 'n uitsiglose toekoms. Hierin is Boas 'n heenwyser na Jesus Christus wat uit sy nageslag gebore sal word. Slegs die heenwyser, want Christus is baie verder Boas se leerling. Christus is aan die saak van al God se kinders in sy hart. Geen seer is te skrynend, geen wond is te diep, geen gat is te groot nie om ons verlosser en die omvang daarvan. En ek gee ook uitkoms daarvoor. Weet dit uit die lewe van Rut geliefdes. Sonder Christus is daar absolute verlorenheid, maar die teendeel is net so waar. Deur Christus is daar totale, algehele verlossing. Dit staan vas, dit staan onwrikbaar vas, dit gee sin vir ons hele lewe. En so kom ons by die laaste hoofsaak. Rut se verdink wees aan Jesus Christus. Reeds met haar verlossingsbelydenis het Rut maar openlik vir die God van Israel uitgespreek. Maar kyk hoe die Here die band tussen hom en Rut nog verder verdien. Sy en Boas ontvang 'n kind van die Here. Daarvan het ons gelees in die laaste deel van Rut. Jy sien die woord Obed genoem. Obed, dit beteken diensknegt. Obed gaan op 'n heel besondere manier diensknegt vir Rut se skoonma Naomi wees. Daarvan sing die vroue van Bethlehem, in Rut 4 vers 17, vir Naomi is 'n seun gebore. Let wel, vir Naomi. Voorheen het Naomi haarself Mara genoem, wat bitter beteken. En nou noem hulle haar weer Naomi, vir haar is 'n seun gebore. Deur Boas en Rut ontvang sy 'n nageslag wat haar sal versorg. Obed is ook haar kind, haar bitterheid kom op 'n einde. En broers en susters, hoeveel te meer het Obed die diensknegt betekenis vir die komende geslag. Obed, pa van Isaïe. Isaïe, pa van Dawid, uit wie Christus gebore sal word. Obed, die vader van Christus aan die vlees. Christus self is ook Obed, diensknegt wees. Langs die pad van gehoorsame diensknegt wees, bring hy die gevalle mens met God in versoening. En Christus, die diensknegt, roep ons almal op om saam medediensknegte te wees. Christen wees is om te dien en dankbaarheid. Kyk wat jy in die diens van God en in die diens van ander kan doen. Onderwerp jouself aan mekaar in diens aan God en aan
Kolossense 1 vers 5 is kort, maar baie kragtig. Sonder Christus, algehele verloring. Deur Christus, heerlike verlossing in Jesus Christus, 'n lewe van diensbaarheid. So het dit met haar lewe gekonfronteer. En so, broers en susters, behoort dit ook in ons eie lewens werklikheid is. 'n lewende werklikheid, meer en meer, elke dag, en leef daarin. Amen. Ons Vader in die hemel, van nature is ons ver gebroken. Van nature het ons geen hoop nie. Van nature is ons toekoms uitsigloos. As U deur die genade nie vir ons van beter geleer het nie, dan sê die lewe maar net geskaal wees wat gejaag is na wind. Ons sal maar net doodgaan. Maar Here het gewys dat ons daar is soveel meer. U is nie verlore gewees. U gee vir ons die seën met die genade alleen. Ons Here Jesus Christus wat vir ons verlossing gee in ons hele lewe. En daarvoor dank ons aan Vader. Ons dank U dat ons kan sien hoe U deur alle tye heen werk met U volk en met U kinders. Ons mag het sien in die lewe van Rit en haar hele familie van wie ons gewees het. En ons kan die lyn deurtrek na vandag toe, ook in ons eie lewensomstandighede. Op baie plekke in ons lewe vir ons so iets het groot, vir ons dat ons geen rigting het nie, die druk raak te veel by die werk, by die huis, in die huwelik of die gesin. En dan dryf jy ons om te kyk na die seën wat sin gee in ons hele lewe. En daarom bid ons Vader dat U die geloof wat U deur die Gees in ons werk te versterk, dat dit al meer mag groei en mag toeneem, dat ons ook al meer diensbaar aan U mag wees, dat ons onsself volkome aan U en aan mekaar sal onderwerp, dat ons die mense sal word en nie meer. Ons bid dat ons in hierdie week daarin gelei mag word, Heer, dat ons dit sal smag om U te ken in alle dinge. Vader, ons dank U vir reën wat U gegee het. Het is 'n groot gawe uit U hand. Ons sien hoe sorg U. U gee voedsel vir die aarde en meer nog, U gee voedsel vir ons daaruit en nog meer, U voed ons met die brood van die lewe. Dankie dat ons al hierdie dinge so ryk met U hand ontvang. As dit U wil is, wil U toch nog reën gee. Veral aan die boere in ons gemeente, die met landswyd, wêreldwyd, dat het ook daar maar goed gaan. Vader, ons bid vir almal wat siek is, vir almal wat in moeilikhede verkeer, vir hulle naby wees en ook hulle oorgerig op die grootheid. Ons dink ook aan die familie van broer Skaal, die se met oordele is, wil die ook vir hulle krag gee, ook te sien hoe die in alle dinge werk, dat hulle ook rus mag vind in U wil wat geskied het. Ons mag ook dankbaar wees, Vader, saam vir die jaarstal in die komende week. Ons bid vir Gerrit van Miljoen, dat hy ook 'n geseënde nuwe lewensjaar mag gaan, dat hy ook in dit alles. Ons dank U ook dat ons mag hoor van die huweliksinning. U gee soveel goeie dinge. En ons bid dat U self ook daaruit sal verheerlik. Vader, wil U en dit alles met ons almal wees, ook wanneer ons van hier af weggaan, en die weer kan gaan met die van ons wat op werk, gaan met die van ons wat op vakansie is, die van ons wat op langbaar gaan wees, wil U ons ook veilig. Al hierdie dinge bid ons in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. En ons bid dit
met genade alleen. Amen. Daar is nou geleentheid vir die direkte wat opgeneem kan word, omdat die dienste sit vir die instandhouding van die dienst en die Here vir Psalm 42, wat Mattheus 1:5, vers 5 sê ons, dit wat ons nou gehoor het, waar die Heer sal in my lewe weer oordrag sy guns gebied, ook deur donker nag gee, sing ek van my wel. Ons sing Psalm 42, vers 1, 4 en 5. Mag hy sy aangesig vir ons gered en vir ons sy vrede